Ons gaan lees uit die boek Johannes vanmôre. Johannes 15. Goed, hier is een van die wonderlikste hoofstukke wat mens kan lees, met soveel baie inhoud, en ons sal nie vanmôre by alles kan kom nie. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as hulle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie 'n diensknegt nie, want die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle dit gesien en tog het hulle my sowel as die Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskryf is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Wat 'n wonderlike gedeelte om te lees. Goed, ons gaan vanmôre praat so 'n bietjie oor 'n verhouding met Jesus Christus. Nou, dit is baie elementêr om te sê ek het 'n verhouding met God. En baie mense beweer dit, maar daar is geen bewyse daarvan nie. Dis net liefde. Mens kan 1000 keer vir iemand sê ek het jou lief, maar jy bewys dit nie, dan beteken dit niks.
Mens kan 1000 keer sê ek het 'n verhouding met God, maar as die bewyse nie daar is, beteken dit niks. So lippetaal beteken niks. Dis die lewe wat produseer wat iets beteken. Met wedergeboorte ontvang jy Jesus self en die natuur van Jesus soos die loot van die wynstok sy sap ontvang. As 'n mens nie die natuur van God in jou het nie, dan is jy nie weergebore nie. Petrus sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. So Petrus sê ons kan deelgenote word van die goddelike natuur. Dit is 'n ander manier om te sê, dis heiligmaking. Dis hoe die goddelike natuur ontvang. En dis hoe dit groei in ons, hoe dit toeneem in ons. Die eerste deel van hoofstuk 15 beskryf Jesus ons nuwe natuur in verhouding met sy goddelike natuur. Hy is die wynstok, ons is die lote. En soos die loot in die wynstok is en die sap ontvang, so ontvang ons van hom sy goddelike natuur. Jesus gebruik 11 keer die persoonlike voornaamwoord van ek, om te wys hoe persoonlik die verhouding vir hom is. Ek en jy, dis die naaste wat 'n mens kan kom aan 'n verhouding, die vervulling van 'n verhouding. In vers 12 tot 27 leer Jesus ons om dieper op vlakke op hierdie nuwe verhouding te funksioneer. Ons het dit nou gelees, en ons moet dit maar weer by die huis gaan bestudeer. Hoe moet ons groei? Hoe moet ons vorder? Hoe moet ons inneem en opneem wat hy vir ons aanbied? Want hy is die ware wynstok, ons is die lote. Sonder hom kan ons niks doen nie, sê hy. Hierdie lering gaan dieper tot in die hoofstuk 17, waar hy ons dan eintlik leer om 'n hoë priesterlike gebed te bid. Hoofstuk 17 is die grootste gebed in die Bybel, die hoë priesterlike gebed. En is 'n voorbeeld van hoe ons moet bid wanneer ons vol van die goddelike natuur geword het. Net so belangrik soos hoofstuk 16. Maar ware liefde in ons verhouding met Jesus, hoe werk dit? Matteus 22 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die liefde wat in 'n verhouding met God funksioneer. Nie om te sê, Here, ek het U lief, maar daar's niks. Daar's net mooi niks in dit nie. Hierdie uitspraak moet inhoud hê. Die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en Markus sê met al jou kragte. Ons skiet so ver tekort aan hierdie dinge. Johannes 15 sê Jesus, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. So die stimulant van hierdie verhouding van Jesus tussen ons en hom is liefde, goddelike liefde. En dit is die stimulant in enige verhouding. Dit is liefde. Geen mens kan 'n verhouding hê sonder liefde nie. Jy het 'n wanverhouding of 'n hartlike verhouding met mense. Ek meen, God het gesê ons moet sonde haat, ons moet die duiwel haat. Dis ook 'n verhouding. Ek kan net maar net daar een kant laat verbygaan en sê, ek dink nie daaraan nie. Jy moet 'n werklike passievolle haat in jou siel hê vir Satan en sy demone en sy werke. Anders is jy ongebalanseerd. Maar die liefde is die barometer van ons kommunikasie met God. Johannes 15 vers 12 sê Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. So nie soos ons dink ons moet hom lief hê nie, mekaar lief hê nie, soos hy ons lief gehad het. So ons moet sy liefde bestudeer. Met ons hele wese moet ons gefokus wees daarop, hoe werk God se liefde en wat is God se liefde? Daar is so baie wat ons daarin kan leer, soos die sendbrief van Johannes. Hy is die apostel van liefde, en in die hoofstuk 1 tot 5 van sy sendbrief is dit net liefde. Dit gaan net om liefde. En dan is 1 Korintiërs 13 daarom vir ons te wys, wat is die werklike funksionele inhoud van goddelike liefde. Mense kan praat en tale praat en allerlei goedes praat,
maar dit het niks inhoud as liefde nie jou hele wese beheer nie. Liefde is die mag wat ons totaal kan oorneem, wat van God afkom, want God is liefde. So ware liefde is 'n verhewe woord, waardie ons sê, ons is nou een. Dis net liefde wat mense een kan maak. Dis net liefde wat ons in Jesus Christus een kan maak. Ons is gevalle wesens. As die Here spaar, ons volgende Sondag diep ingaan op die gebroke mens. Maar ons is gevalle wesens. En ons weet nie om lief te hê nie. Maar as God met ons werk, en die Heilige Gees in ons werk om te wil, om God lief te hê met ons hele wese, dan begin daar 'n eenheid tussen ons en hom ontstaan. Bly in hierdie liefde van my, sê Jesus. Ons verhouding met Jesus is ook 'n verkiesing. Die inhoud daarvan is goddelike liefde. Dit behoort te wees van A tot Z. Maar is ook 'n verkiesing om in 'n verhouding met hom te staan. Hierdie verkiesing sluit God se skatkamers vir ons oop. As ons verstaan dat God ons verkies het tot 'n sekere doel, dan gaan sy skatkamers vir ons oop. Johannes 15:16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook in my naam mag vra, julle dit kan gee. Wat is die voorwaarde vir gebedsbeantwoording? Dat ons vrug bly. Dat ek nie nou dink ek dra 'n stukkie vrug hier of 'n appel hier en as lemoen daar en dan is dit weg nie. Hy sê om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. As die vrug bly, sê hy, sodat ons gebede beantwoord sal word. As daar nie vrug in jou lewe is nie, moenie eens bid nie. Ek moet eerlikheid sê, moenie eens bid as daar nie vrug in jou lewe is nie. So, dit is 'n verkiesing. Jesus sê, hy het ons uitverkies vir 'n doel op hierdie aarde, 'n verhewe doel. En dan as ons hierdie doel vervul van ons kant af, wat gebeur? Die skatkamers van God gaan vir ons oop. Hy sê, ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. En dan, as dit funksioneer, dan begin die skatkamers van God oopgaan vir ons. Johannes 15 vers 19 sê hy, maar omdat ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En nou is daar stryd, onmiddellik is daar stryd, want die wêreld haat ons. En as die wêreld ons haat, dan is die wêreld 'n hulpmiddel vir die vyand, die Satan en sy demone, om op ons te konsentreer, en om ons te vervolg, en om ons soms dood te maak. So, die wêreld haat ons, omdat ons uitverkies is deur God. Nie omdat jy mooi is, of omdat jy godsdiens beoefen nie. Die wêreld het niks met jou godsdiens te doen nie. Hulle het te doen met jou uitverkiesing, omdat hulle weet, daarin is die saad van God se vrug, in ons uitverkiesing. Daarom haat die wêreld ons, nie omdat ons kerk toe gaan of die Bybel lees nie. Dis maar oppervlakkige praatjies. Maar jou uitverkiesing moet vas wees. Paulus sê op 'n stadium, julle moet julle roeping en verkiesing vasmaak. Nou kom ons doen dit. Kom ons gaan in daarop. Wat is my uitverkiesing? Wat is my roeping? Om vrug te dra, om aktief te wees en om produktief te wees. Dis al. Anders, wat maak ons hier? Maar Jesus gaan verder en sê, ons is ook vriende. Vriende met Jesus. Abraham was genoem die vriend van God. En Jakobus sê daarvan, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Dat ek al gehoor dat mense sê, wie in die Bybel was 'n vriend van God? En almal sê Abraham, want dit staan daar. Maar niemand gaan verder nie, of baie gaan nie verder nie. Hierdie voorreg het Jesus nou ons oorgedra, as ons vrug dra, as ons soos 'n loot in die wynstok bly,
en produktief en mooi is wat gebeur. Hierdie voorreg is op ons oorgedra. Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem. Wat 'n voorreg om op dieselfde vlak as Abraham te wees, en te sê ek is 'n vriend van God. Maar ek kan dit nie sê nie, Abraham, die voorwaarde was hy moes God glo. En hy is die vader van die gelowiges. Ek en jy kan nie glo soos Abraham nie, so ons het 'n ander dimensie wat op ons van toepassing is. Ander reëls. Jy moet vrug dra. Jy moet in die wynstok bly. Jy moet produktief en aktief wees. Goddelike liefde moet jou hele wese vul. Dan kan ons sê, ek is 'n vriend van Jesus. Dis 'n oop deur na 'n heerlike dimensie toe, waar Abraham vir ons die voorbeeld stel om 'n vriend van God te wees. Daar is niemand anders wat God in die Ou Testament so genoem het nie. Niemand anders nie. Net daai een man het in daai dimensie beweeg deur geloof om 'n vriend van God te wees. Ons kan daarin beweeg om 'n vriend van Jesus te word as ons vrug dra. As ons vrug dra. So dis maar die voorwaardes. En dit is die pad van heiligmaking, prakties heiligmaking wat op 'n ander manier aan ons voorgestel word. Dan kom Jesus verder met persoonlike lering. As jy vrug dra, as jou wese die natuur van Jesus Christus in jou opgeneem het, soos Petrus sê, om deelgenote te word van die goddelike natuur, dan begin God jou leer. Dan begin Jesus self jou leer. Hy sê in vers 15, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Wat 'n voorreg om dit wat God vir hom gesê het aan ons bekend te maak, ons te leer. Dit is hoe die Heilige Gees kom. In Johannes 16 vers 13 sê die Bybel, dat die Heilige Gees sal ons herinner aan wat Jesus gesê het en ons leer. As die Heilige Gees jou nie leer nie, dan weet ek nie of jy werklik gered is nie. Hoekom leer ons nie? Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Die hele Bybel is gefokus op kennis van Jesus. En hy wil ons leer wie hy is en wie ons is en wat die ware lewe is. Inhoud daarvan alles wil hy van ons leer. So, hy sê ek het alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak, en dit ons die Bybel. Dit ons die kosbare skat, die wonderlikste, grootste skat wat 'n mens in die lewe kan hê, die woord van God. Daarin is alles wat hy ons wil leer. Mense gaan partymal buitekant die woord en sê ek het 'n nuwe lering ontvang. Pas op vir sulke mense, pas op. Alles wat ons moet weet is in die woord van God opgeskryf. Jesus is een wat aan ons hemelse kennis oordra. Wat se kennis draai oor in ons? Net so 'n paar dinge, daar seker meer. Maar hy dra kennis aan ons oor deur sy woord en aan die wat dit reg benader. Die woord is 'n dooie boek, hy kan al lê. Daar op die afkondigings is daar 'n dingetjie, lees my. Dan sê mense ek is 'n Christen, maar die Bybel is vol stof, of hy word net nie gelees nie. Maar sy woord moet reg benader word. Om net die woord te lees is goed, maar dis nie al nie. Ons moet die woord bestudeer. Dis goed, maar dis nie al nie. Psalm 119 sê, Dawid, ek het die woord in my hart geberre, sodat ek teen nie sal sondig nie. Om te lees en te studeer is goed, maar berre die woord in jou hart. Met ander woorde, leer die woord. Ons kan by ander geloof gaan leer, die moslims wat sê, hulle seentjies op 13 jaar sê die Koran op uit hulle kop uit. Party van agter en vorentoe. Dis om die woord in jou hart te berre, 'n voorbeeld van so iets. So as ons die woord nie reg benader nie, gaan ons niks hê nie. Gaan daar niks vir ons gesê word nie. Ons gaan alles vergeet wat ons hoor.
Want hier's 'n gat van hierdie oorag dwars deur aan die ander kant toe. Party mense hoor 'n ding en hy gaan dit aan die ander kant uit. Dit is hoe dit is in die lewe. Maar as ons die woord in die hart bære, dan steek die woord wat uitkom van 'n ander oord af of van 'n ander bladsy af vas in daai woord. Dan word dit 'n lewende woord. So Jesus is een wat aan ons hemelse kennis oordra deur sy woord. Jy moet die woord saam met Jesus bestudeer. Daarom moet ons bid voordat ons die woord lees en bestudeer. Hy dra dit ook oor deur dieper dimensies van gebed. Ek is besig om al die ou manne van die herlewing en die vroue van die herlewing te bestudeer. Dis op YouTube geweldig interessant hoe dat daai godsmanne en vroue die dieper dimensies van gebed ontdek het voordat God hulle kon gebruik. 'n Mens kan nie, jy kan glad nie bid of gebruik word deur God as jy nie bid nie. As jy nie dieper in gebed ingaan nie. Daar's van daai manne wat soos Praying Hyde, sy naam is John Hyde. Hulle het hom Praying Hyde gedoop. Hy het tot 16 uur op 'n dag gebid. En mense wat daar verby gegaan het sommer tot bekering gekom. In ons eie land, Andrew Murray. Hy het in sy pastorie gebly. Dan kom mense, dan klop hulle aan die deur. En as hulle aan die deur klop, dan sak die Heilige Gees hulle toe en kom ons sonder oortuiging, sak op hulle knie en dan neem Jesus daar. Dis gebed. Daai man het gebid, daai vrou het gebid vir ure aan mekaar. Die dieper dimensies van gebed wil God so graag aan ons leer. Maar die Gees is gewillig, sê God, maar die vlees is traag. So, hy dra dit ook oor deur geloof in die onsienlike. Daar's mense, ek het nou eendag daarvan gepraat, wie se geestesoog oop is, wat die onsienlike sien, soos Moses. Hy het volgehou om die onsienlike te sien. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal in die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ons sal nie die onsienlike sien, sonder heiligmaking nie, sonder hierdie dinge ons in te maak nie. Ja, dis so Jesus ons leer. Dan het ons nou verantwoordelikheid. Ons persoonlike verantwoordelikheid. Hy sê in vers 16, julle het my nie uitverkies, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. Ons is nie hier omdat ons gered is nie, ons is hier omdat ons aangestel is om vrug te gaan dra. Sodat julle vrug kan bly. Sodat wat die Vader julle ook al my naam vra, hy julle dit kan gee. Hier is die rede hoekom baie mense se gebed nie beantwoord word nie. Daar is nie vrug. Jy het jou aanstelling geïgnoreer. Maar God gee dat ons hierdie dinge dieper bestudeer. Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. So vrugtelose lewe is 'n nuttelose lewe. Sal ons gebede dan nie ook nutteloos wees as ons nie vrug dra nie? So geen verhouding met Jesus beteken iets as daar nie vrug in is nie. Hierdie hele hoofstuk fokus daarop. Nie net dit nie, daar's ander baie groot dele van die skrif wat ook daarop fokus dat ons vrug moet dra. So dit is immers vir hierdie doel dat hy ons red en op hierdie aarde aanhou het te laat bly. Of jy nie eendag dalk net jou aanstelling sal nakom en vrug dra nie. En daar's baie maniere om vrug te dra. Johannes die Doper het gesê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Hy het met 'n lot vals fariseërs te doen gehad, wat net tempeldiens gedoen het, net heeldag in die tempel geloop en dan gekyk het wie's reg en wie's verkeerd. Dis hele ander geslag. Dra vrug wat by die bekering pas. So, dan is daar waardevolle beloftes op die einde, baie meer beloftes.
Jesus sê in Johannes 15 vers 26, maar as die Trooster gekom het, wat ek hulle van die Vader stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. In Johannes 16 vers 26 sê hy sal ons alles leer, wat hy van Jesus gehoor het. In Handelinge 1 vers 4 sê hy, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat het hy gesê van my gehoor het. Wat 'n goddelike belofte om te sê, ek gaan weg, maar ek stuur die Heilige Gees vir julle. En hoe word die Heilige Gees nie baie bedroef in kinders van God se lewens wat nie vrug dra nie. Wat nie vrug dra nie. So, hy is die Trooster, hy is altyd beskikbaar, hy is altyd eenders, hy is altyd hier, maar hy kan nie altyd toegang tot elke mens se lewe wat sê, ek behoort aan Jesus nie. So Johannes 15 is die praktiese voorbeeld van 'n heilige lewe, van 'n lewe in verhouding met Jesus Christus. Hoe moet ek my verhouding met Jesus Christus beleef en opbou en doen, as ek dit so wil stel? So mag die Heilige Gees ons gee, dat ons by hierdie brandende heilige braambos kom, waar Moses was, toe hy die heerlikheid van God gesien het. Ek laat my dink aan jare terug, was die predikant in die kerk, Donnie van Sittert, hy sal hom dalk ken. Hy kom in 'n konferensie in Stellenbosch, waar al die grootes bymekaar is, die professore en goeters en hulle. Omdat hy het hierdie ou kerkie is, kyk hulle maar so aan en sê, meneer, was jy ook by Stellenbosch? En hy kyk hierdie ou professor, so hy sê, nee, ek was by die braambos. Dis waar ons moet kom, by die braambos, by God se heilige vuur. Dis wat ons nodig het. Maar intussen leer Jesus ons, want hy is God se vuur. Malachi sê dit, as jy naby Jesus kom, kom jy naby die vuur. So sorg dat jy by die vuur uitkom, om 'n vrugtevolle lewe te maak van jou lewe op aarde. Amen.